Ja, kom ons neem die Bybel. En die Bybel sê, ons blaai in die woord van die Here na Jesaja hoofstuk 35. Jesaja hoofstuk 35 en ons gaan daar twee kerntekste uit daai gedeelte uit saam lees en ek gaan dit gebruik vanmôre om die boodskap te anker. En ek vertrou werklik waar vanmôre die Here dat hy op 'n vlak dieper sal werk as net op ons intellek en deur die verstaan van die woord. Jesaja hoofstuk 35 vers 3 en 4. En ek glo vanmôre is hierdie 'n woord van versterking, 'n profetiese inspraak. Ek dink in meer as een persoon se lewe. Dit was my gewaarwording in die week terwyl ek voorberei het en die Here dit op verskeie tye bevestig. Maar vers 3 en 4 kom dan vanmôre deur die woord van die Here na ons toe en God sê: Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en hy self sal julle verlos. Ek wil net daardie twee gedeeltes weer herhaal. Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk en wees nie bevrees nie. Net tot sover. Nou, liewe gemeente, soos wat ek vir julle gesê het, het die Here die afgelope 2 weke by 2 verskillende geleenthede hierdie woord bevestig. Eerstens in my eie lewe terwyl ek daar in Indië was, 'n woord wat ook gerig was aan 'n groep geestelike werkers, en dan ook hierdie week terwyl ek met iemand in gesprek was en dit het in my gees geval en het ek bewus geraak van die feit dat ek reken dat daar baie van ons is wat vanoggend hier sit wat potensieel dalk vanmôre in 'n tydperk van ons lewens is waar dit voel asof jy vanmôre dalk in 'n woestyn in jou lewe is. Nou, wanneer ons hierdie gedeelte lees, Jesaja 35, dan besef ons vanmôre dat hierdie gedeelte geskryf is natuurlik in 'n baie unieke konteks, so wat paar 100 jaar, ek dink omtrent 600-700 jaar terug as ek die historiese reg kan onthou. En dit was in 'n tyd van Israel se geskiedenis toe hulle in ballingskap was. En die woord woestyn verskyn sommer in die heel eerste vers daar, wanneer die profeet sê die woestyn en die dor land, en hy praat ook van die wildernis. En natuurlik wanneer ons die verhaal gaan lees, dan hoor ons dat Israel, nie teenstaande die feit dat hulle 'n groot gedeelte van hulle omswerwinge in die woestyn deurgebring het, dat die unieke omstandighede wat hulle beleef het daar binne in Babylon was nie gunstig gewees nie. Hulle praat van 'n volk wat weg is van hulle land af. Dink vanmôre vir jouself, hoe sleg moet dit wees om in 'n ander land te woon, noodgedwonge, jy is nie by die plek van geboorte en die mense wat jy liefhet nie. Hulle is weg van die tempel af, hulle het 'n onsekere toekoms wat op hulle wag. En daar is 'n gevoel van verlatenheid. 'n Mens kan duidelik uit die teks uit aflei en ook die latere gedeeltes uit Jesaja uit dat hierdie ouens geestelik nie op 'n goeie plek was nie. Dit was 'n dorre tyd in hulle geestelike lewe. Maar dan kom die Here na sy volk toe, na sy kinders toe, en ons is ingesluit vanmôre daarby. En ek wil hê wanneer ek praat van die volk en ek praat van Israel, moet ons nie onsself losmaak nie, want uiteindelik is dit 'n profetiese spreuke ook tot ons lewens vanmôre. 'n Woord wat ekho deur die eeue vir ons vanmôre in ons konteks. En dan kom die Here na hierdie mense toe wat so gebuk gegaan het en dit swaar gegaan het met hulle. Hulle het deur 'n geestelike droë tyd in hulle lewe gegaan, vir baie jare, bykans 70 jaar in Babyloniese ballingskap. Kom die Here dan en hy maak 'n belofte aan hulle. En hy sê: ouens, skep moed. Daar gaan weer 'n tyd aanbreek wat die blommetjies in die woestyn sal verskyn. Daar sal weer 'n tyd aanbreek wat die ou dorplekke, wat dit lyk asof die grond kraak en
niks daar groei nie, of die fonteintjies weer sal begin uitborrel, en die riviere sal weer deur die droë oppervlak kraak. Daar sal weer 'n tyd aanbreek, wat moe mense krag sal ontvang, en wat God self vir julle 'n pad gaan maak. Hy praat van 'n groot weg, hy praat van 'n heilige weg, deur 'n goddelose wêreld van ballingskap. En hier kom hierdie belofte in die midde van 'n tyd wat dit nie goed gaan met mense nie. En die Here sê, skep moed. Skep moed. Hy sê, versterk die slap hande. Maak die struikelende knieë vas. Sê aan almal, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, die Here sal verlossing gee. En ek dink as ons eerlik is, dan sal ons vanmôre ook sê dat dit nie vir ons moeilik is om onsself ook binne hierdie wêreld waarin hierdie volk hulle self bevind het ook te herken nie. Vandag, ja, leef baie mense ook in woestyne. Nou, ek praat nie van fisiese woestyne nie. Ek praat van omstandighede soortgelyk aan die wat in Jesaja 35 aan ons voorgehou word. Dalk miskien 'n tyd in jou lewe wat aangebreek het, oor 'n paar maande heen, dit kan dalk selfs jare wees, wat jy voel, maak nie saak wat ek doen nie. My geestelike lewe wil net nie vorentoe beweeg nie. Dit mag dalk wees dat jy op 'n stadium jou werk verloor het, en die omstandighede het sodanig verander dat die tradisionele ankers van jou lewe opgelig is, en jy voel, dinge is net deur mekaar, ek kry nie stabiliteit in my lewe nie, dit voel net asof die gety teen my gedraai het, en ek weet nie of daar iemand is wat vanmôre deur so tyd al gegaan het nie, en ek dink almal van ons was al daar, en ek glo daar is baie van ons wat vanmôre daar is. Daar is soveel voorbeelde van woestyntye wat aanbreek in 'n mens se lewe. Dalk is dit 'n finansiële woestyntyd, dalk is dit jou besigheid. Vir jare hard gewerk, goed gegaan, goeie winste getoon, en ewe skielik hierdie gety gedraai, en jy is in 'n woestyntyd, en maak nie saak wat jy doen nie, jy kry dit nie omgedraai nie. En jy het jouself begin in twyfel trek, en jy het vrae begin vra. En dit is so, dat nie alle tye in ons lewens, as ons dink aan woestyntye, is dieselfde nie. Die Bybel praat van 'n pragtige boek geskryf, en deel van die gedagtes wat vloei vandag is 'n teruggryp daarna. 'n Mens onthou mos wanneer hy ou boeke gelees het. Dr. Isaac Burger het 'n pragtige boek geskryf, en as jy hom in die hande kan kry, koop hom gerus, oor seisoene, storms en woestyne. En ek dink dit is belangrik vir ons dat ons op die een of ander manier moet probeer sin maak van die slegte goed wat met ons gebeur in ons lewens. Ek dink baie gelowiges het maar 'n volstrydsmentaliteit, as ons iets nie verstaan nie, en dan druk ons maar ons kop in 'n gat, en hoop as ons kop uittrek, dan is die storm verby, of die woestyn het verander in 'n oase. Maar tog kom die woord van die Here, en ons baie duidelik, en God wil nie dat ons onseker moet wees in hierdie tye van ons lewens nie. Ja, dit is so dat nie alle tye in ons lewens dieselfde is nie, nie alle seisoene is dieselfde nie. Soos wat daar 'n natuurlike reëlmaat in die natuur is, somer, winter, herfs, lente, so is dit ook in ons lewens. Somtyds is dit vir 'n lang tyd somer. Dit gaan goed met ons. Ons kan die skure volmaak, ons kan 'n paar rand in die bank wegsit, ons kan selfs 'n bietjie op vakansie gaan en terugkom, en dan is daar nog iets oor. Maar daar kom ook tye in ons lewens wat ons besef, maar die somer is besig om verby te gaan, en ons sien die herfsblare val, en het gaan nie so goed nie, en die voorsiening het opgeraak, en al die spaargeld is uit die bank uit, en daar is net geen manier hoe ons hierdie ding kan omdraai nie. En dan breek die wintertye in ons lewens aan. Ons almal weet, winter kom. Maar dan, dank die Here, daar is ook 'n lente wat die bloeiseltjies weer begin deurbreek, die takkies begin groen word. Die mooiste tyd van die jaar is die lente. Wat ons besef, maar iets het gedraai. Ons kan dit nie regtig artikuleer in woorde daarin sit nie, maar diep in ons gees weet ons. En dan is daar storms wat ook in die Bybel aan ons voorgehou, wat storms wat in ons lewens kom, soms deur ons eie toedoen, ander keer deur mense se toedoen, ander kere is dit storms wat die vyand opgewek het in ons lewens, soos wat dit was op die see van Galilea, toe Jesus oorgevaar het na die ander kant, na die besetene van Gadara.
Ander keer is dit storms in ons lewens wat kom, en ons kan dit nie verklaar nie, geen verklaring nie. Storm het losgebreek, maak nie saak hoeveel ons Bybel lees, hoeveel ons bid nie, is onverklaarbaar. En so is dit, ongelukkig, in die lewe. Die lewe en alles wat met ons gebeur, broers en susters, is maar in 'n bepaalde misterie gehul. Ons kan nie alles verklaar nie. Ons kan nie alles verstaan nie. En ek dink dis eers dikwels wanneer ons aan die einde van 'n seisoen gekom het, en ons kyk 'n bietjie terug op ons lewenspad, dat ons 'n bietjie meer insig en 'n bietjie meer wysheid het om sekere lewensgebeurtenisse te plot en uiteindelik te sien, maar dit wil vir my lyk of uiteindelik dit die plan van God was en dit die rede was waarom die Here sekere dinge in my lewe toegelaat het. En ek besef dat 'n mens nie te vroeg in jou lewe oor hierdie goed kan praat, en dat die jare eintlik maar eers 'n bietjie moet verloop voordat 'n mens kan terugkyk op storms, woestyne en ook op die seisoene van die lewe om regtig waar te verstaan waarmee God besig is. Maar so is dit ook, en wanneer ons daaraan dink in die Bybel lees, dan besef ons dat net soos wat daar seisoene is, net soos wat daar ook storms in ons lewens is, wat ek dink ons grootliks kan verklaar vanuit die skrif, so kom daar ook tye wat die Here toelaat dat ons in 'n woestyntydperk in ons lewens ingaan. 'n Woestyntydperk wat, en ek dink veral in ons Pinkstercharismatiese teologie, wil ons nie regtig praat van dit nie, want ons is gesnaar om altyd te praat van oorwinning en van deurbrake en dat dit met ons sal goed gaan. En ek dink in Hebreë is daar ook 'n groot stroom van teologie daar buite wat sê dat dit altyd net moet goed gaan met 'n kind van die Here. En dat mense eintlik baie keer 'n bietjie frons as hulle hoor, maar jong, dit gaan nou sleg daar by die van 'n Merwes jong. Ek wonder wat gaan daar aan, wat se deur het hulle nou oopgemaak of waarmee is hulle nou besig? Maar is glad nie so nie. Ja, so werk God ook met ons in hierdie seisoene en tye van ons lewens, en soms is daar ook woestyntye wat aanbreek in ons lewens, en die Bybel is vol voorbeelde daarvan. As ons dink aan net aan die geskiedenis van Israel. Woestyne was die voorland van die volk vir 'n groot gedeelte, die grootste gedeelte van hulle lewe gewees. Dit was 'n tyd waar die Here hulle in die woestyn 'n bietjie laat swaar kry het, en wat hulle so bietjie gelei het, en wat hulle op daai stadium nie regtig kon verstaan waarmee die Here besig was nie. En dit is baie interessant dat as 'n ou gaan lees in die Bybel, dan kom jy agter dat woestyntye dikwels tye is wat deur God geïnisieer word in mense se lewens, in die lewe van sy kinders, en dat God 'n baie bepaalde en 'n spesifieke doel het daarmee in ons lewens. Maar ons sien ook in die Bybel dat woestyntye ook juist daardie tye was waar mense die grootste ondervindinge met die Here gehad het. Dat het ook die tye was wat Israel die grootste wonderwerke gesien het. En dit is dikwels nie in die tye wanneer ons op die kruin is, op die berg van ons lewens, en dit gaan met ons goed en ons is welvarend, wat ons God beleef, soos wat ons hom beleef wanneer ons in diepe afhanklikheid in tye is wat ons besef, ek het niks en niemand om op te staan nie. En daarom wil ek vanmôre kom, en ek vertrou die Here dat hy deur hierdie woord vanmôre iets in iemand se lewe gaan begrip gaan laat deurbreek, en dat ons vanmôre sal verstaan dat selfs in die woestyntye van ons lewens wat ons almal deurgaan, dat God ons nie alleen gelaat het nie, maar dat God ook toelaat dat ons deur hierdie tye in ons lewens gaan, omrede die Here ons na 'n dieper plek van afhanklikheid wil neem. Omrede die Here aan die werk is in ons lewens om te suiwer en ons te help sodat ons karakter gevorm het word. Hy plaas so hoë premie op ons karakter. En dit is so dat dit juis in daai tye van die lewe is, in die woestyntye van ons lewens, wanneer ons besef ons het net die Here om aan vas te hou. Dis daar wat ons onsself ontdek, wat ons swakhede ontdek, wat ons die gebreke in ons mondering ontdek, en wat ons besef, daar is areas in ons lewens waar die Here nog moet werk, om ons sterker te maak, om ons voor te berei vir 'n volgende seisoen. Want die realiteit is, broers en susters, die Here wil ons gebruik in 'n ongenaakbare wêreld daar buite. En as ons nie sterk word, en nie groei in ons karakter
en in ons menswees nie, sal die Here ons nooit ten volle kan gebruik in die wêreld waar ons elke dag leef nie. Daar's baie voorbeelde in die Bybel. Ons dink aan Josef. Ons dink aan die woestyntyd wat hy deurgegaan het, die pad wat hy geloop het toe sy broers hom verkoop het aan die handelaars in Egipte. En toe hy daar in Egipte was, het die woestyntydperk in sy lewe nie vir hom sin gemaak nie, maar dit was eers aan die einde van daai woestyntydperk wat Josef kon sin maak van dit waarmee God besig was in sy lewe. Julle sal onthou daar in Genesis 45 vers 4 en 5 en 8, wat hy uiteindelik vir sy broers sê vir hulle, hoor, jy moenie bekommerd wees nie. Hy sê, want as ek terugkyk, ek parafraseer dit, oor die pad wat die Here met my geloop het en wat hy toegelaat het, dan besef ek vandag, aan die einde van alles, dat God al hierdie dinge toegelaat het in my lewe, omdat hy my vooruitgestuur het, ter wille van 'n baie groter saak, as wat ek kon raak sien toe ek daar in die put en in die donkerte van my omstandighede was. Ons dink aan Moses. Moses, nadat hy vir 40 jaar in die weelde en leuksheid van die koninklike paleis deurgebring het, gebeur daar iets in sy lewe en vir die volgende 40 jaar is hy in die woestyn in 'n eensame, warm en 'n verlate plek, en daar was die Here besig om hom voor te berei vir die volgende 40 jaar van sy lewe. En tereg kan ons sê dat wanneer God iets betekenisvol in en deur ons lewens wil doen, is daar altyd 'n voorbereidingspad. En meeste van die dinge wat God deur ons wil doen, kan nie gevorm word in die leuksheid en die weelde van 'n Egiptiese paleis nie. Ongelukkig is dit so dat dit waarvoor God ons voorberei, die roeping, die plan wat God met ons lewens het as liggaam, as kerk in 'n gebroke wêreld, vereis dat elke een van ons deur woestynkursusse moet gaan. Dis deel van God se vormingsproses van ons lewens. Dis deel van God se manier om die karakter van Christus in ons na vore te bring. En ons te help om ontslae te raak van al daardie dinge wat ons langs hierdie geloofspad kan stadiger maak. Paulus praat ons daarvan, Hebreërs sê, nee, dat ons elke las, die sonde, die dinge van die wêreld wat ons so maklik omring, dat ons daai dinge sal aflê, sodat ons met volharding die wedloop kan loop wat voor ons lê. Ja, die Here het dit reg hierdie skrif gedoen, met soveel mense. Ons dink aan Elia wat 'n groot geestelike reus was, profeet van God, gestuur na die nasies, groot oorwinning op die gebergte van Karmel. Baal-profete, profete van Asjera, die volk wat 'n magtige oorwinning het, en kort daarna wat gebeur? Weg in die woestyn, en die Here vat hom daar deur 'n pad van besinning, van introspeksie, van dieper kyk, en dikwels doen die Here dit ook in ons lewens, nee, wanneer daar groot oorwinnings in ons lewens was, groot suksesse in ons lewens was, nee, vir 'n tydjie weer bietjie terug te vat na die woestyn toe, en dikwels doen hy dit om dikwels daai trots en eie sinnigheid wat so maklik opstaan in ons menslikheid wanneer dit met ons goed gaan of wanneer ons oorwinnings behaal, om net weer bietjie terug te kom na 'n plek van afhanklikheid, en dat ons besef dat ons die Here in alles wat ons doen nodig het. Ja, broers en susters, ons moet besef dat as die kinders van die Here, is die Here ook besig om ons te vorm en te tugtig, soos wat 'n vader ook sy kinders tugtig en ook sy kinders vorm. Watter pa en ma is daar wat nie ook soms tugtiging gee nie? Die woord van die Here sê, Hebreërs 4, hy sê, as ons geen tugtiging het of tugtiging van die Here verdra nie, hy sê, dan is ons nie egte kinders nie. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, daar gaan tye kom in jou en my lewe wat die Here ons deur woestyne vat. Daar gaan tye kom waar die Here ons so 'n bietjie een kan trek, en wat hy sekere dinge in ons lewens toelaat, omdat hy weet dat ons nie in die gunstige omstandighede van die kweekhuis tot groot sederbome kan groei nie. Kan ek 'n amen kry vanmôre? As ons die ou plantjie die heeltyd oppas en pamper lang en die regte klimaat en regte omstandighede die heeltyd hou, dan gaan daai plantjie die oomblik as hy groot is en aan omstandighede blootgestel word, gaan hy definitief nie die winde van hierdie lewe kan trotseer nie. En so maak die Here ook met jou en met my. Hy vat ons deur woestyntye. Jesus het deur die woestyne gegaan, die woestyn gegaan voor sy bediening gelanseer was. Ons dink aan Dawid.
Ons dink aan Johannes die Doper, selfs Paulus, na sy bekering op pad na Damaskus, voordat hy met sy groot roeping, evangelie roeping na die heidene nasies begin het, in Galasiërs hoofstuk 1, het die Here hom vir 3 jaar na die woestyn toe gevat, om hom te gaan voorberei. As dit nie vir die woestyne was nie, sou ons nooit tyre kon word nie. Jy weet, ouens wat in die army was, watter van die manne was in die weermag gewees? Steek gou net vinnig jou hand op, net. Dis net oom Johan, daar is daarom nog ou daar agter. Julle hoef nie skaam te wees nie, ons is trots op julle. Ons wens, ons kan almal weermag toe gestuur het, veral in die dag waarin ons leef vandag. Maar, jy weet, ek is baie lief om hierdie Special Forces stories te kyk, veral vir die rekkies. Nou, daar's nie baie van dit op die internet beskikbaar nie, maar ek hou vreeslik daarvan om dit te kyk. En as jy daai stories kyk, dan sien jy dat daai ouens word vir 'n rede aan sekere omstandighede blootgestel. Sodat wanneer hulle uiteindelik in die regte wêreld kom, in die regte op die oorlogsfront kom, dat hulle iets het om op terug te val, die opleiding wat hulle gehad het daar in die trenches, toe hulle sonder kos was, toe hulle moes roetemars, toe hulle met 'n full kit moes hardloop, toe hulle opgeskiet was, en toe hulle onder stresvolle omstandighede gesit was. En is dieselfde in ons lewens, want ek wil vanmôre vir u sê, broers en susters, die Here is nie besig om 'n klomp klein plantjies saailinge voor te berei nie, hy's besig om ons voor te berei met die oog op die roeping wat God vir sy kerk het. Daar's 'n regte wêreld daar buite, ek hoef jou niks daarvan te vertel nie. En vir jou en vir my om effektiewe getuies vir God te wees, beteken dat ons ook deur die vormingsprosesse van geloof moet gaan. En ek wil vanmôre 'n woord na iemand toe bring, is iemand wat vanmôre moet hoor, en dit het in my gees geval vanmôre. As jy vanmôre kan besef dat dit God is wat woestyntye initieer in ons lewens, dan kan jy vanmôre verstaan dat jy nie daar is waar jy is omrede jy iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat die Here jou liefhet, en omdat God op pad is met jou lewe, en omdat God die groter prentjie van ons lewens raak sien, en weet waarheen met ons op pad is, en dat God sekere dinge toelaat in ons lewens, omdat hy graag wil hê dat die beeld van Jesus in ons lewens gevorm moet word. Hy wil jou voorberei, hy wil jou sterker maak, want daar is aan die einde van hierdie seisoen in jou lewe, is daar groter dinge wat God vir jou beplan. En luister hier vanmôre, die groter dinge gaan nie altyd net oor jou lewe nie, maar God wil groter dinge deur jou lewe doen, ter wille van ander in die wêreld waar hy ons gesit het. En vanoggend kom die Here na ons toe uit hierdie gedeelte uit en hy sê, luister, woestyntye is daar, dis tye van voorbereiding in ons lewens, en ek bid die Here dat hy jou sal help om te onderskei waar jy jouself bevind vandag. Natuurlik gaan almal van ons deur die seisoene van die lewe, natuurlik is daar storms wat kom, maar somtyds vat die Here ons in woestyntye in, want die Here wil ons sterker maak, hy wil ons voorberei. En ek wil vanoggend nog 'n woord van bemoediging vir iemand bring. Luister hier vanmôre, die Here weet presies hoe lank ons kweekhuisbeskerming nodig het, maar die Here weet ook baie goed hoe lank ons aan die woestyn blootgestel kan wees. Hoor jy vanmôre wat die Here sê? Die Here weet presies hoe lank hy jou in die kweekhuis kan hou, maar die woestyn waarin jy jouself vanmôre bevind, die Here weet ook baie goed hoe lank hy jou daar kan hou. Die woord van die Here sê vir ons 2 gedeeltes, en dan wil ek afsluit. Hoor wat sê die woord vir ons in 1 Korintiërs. 1 Korintiërs, hy sê, 1 Korintiërs sê vir ons, ek wil net kyk hier, ek het nou my teks nie hier ingesit nie, hy sê geen versoeking, ek gaan dit sommer uit my hart uit quoteer, hy sê geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Hoor wat sê hy, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bokant julle kragte versoek word nie. Hoor jy vanmôre wat die Here sê? Hy sal nooit toelaat dat jy bokant jou krag versoek word nie. En die kern van hierdie vers is nie, jy is sterk genoeg nie, glad nie. Die Here laat nie dinge toe dat jy sterk genoeg is nie. Maar hy laat dinge toe in ons lewens om ons te leer en ons te help om in 'n dieper afhanklikheid en 'n vertroue van hom te leef.
Dit gaan nie vanmôre oor die krag wat jy het nie, maar dit gaan ten diepste oor 'n God wat sy genade beskikbaar stel in die omstandighede, in die woestyn, wat hy in staat is om jou te dra as jy kan leer om in vertroue op God te leef. As jy kan leer om nie op die arm van die vlees te steun nie. As jy kan leer om na jou binnekamer toe te gaan en met God te praat oor die omstandighede. Om nie die hele tyd hulp oral en elders te soek nie, maar om te leer om afhanklikheid van hom te leef, dat ons sal kom by daai plek wat Johannes sê, wat ons nie meer kinders is, wat deur so skepe deur winde rond gewaai word in elke hoek en na elke plek nie, maar dat ons 'n standvaste geloof sal hê, wat geanker is nie in emosies nie. Nee, vandag gaan dit met my goed en dan is ek bly en môre gaan dit met my sleg en dan is ek onder in die damps nie, maar dat ons 'n bestendigheid in ons geloof sal ontwikkel, wat ons weet dat ons weet, God is aan die werk in my lewe, dat ek weet God sal my deurdra, dat ek weet God sal vir my voorsien. Ek hoef nie te vrees nie, want die Here sal sy woord gestand doen in my lewe. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, dit beteken nie dat jy nie oorweldig sal voel nie. Dit beteken nie dat jy nooit swaar kry sal hê nie. Dit beteken nie dat jy altyd self die krag sal hê om dit te hanteer nie. Versoeking is normaal. Maar God stel perke. En daarom kom Jakobus en hy sê, luister kerk, as die moeilikhede van alle kante af op julle toesak, moet julle bly wees daaroor. Ja, ek wou die dag daar gewees het toe Jakobus hierdie preek gepreek het. Ek wonder wat die omstandighede was. Hy sê, luister, as die moeilikhede van alle kante af op julle toesak, moet julle bly wees daaroor. Hoor wat sê vers 3, hy sê, julle het al geleer dat dit julle standvastig maak. As julle geloof op hierdie manier getoets word, en julle die toets slaag, vers 4, hierdie standvastigheid moet toegelaat word om ten volle te ontwikkel, sodat julle beproefde en afgeronde Christene kan wees sonder gebreke. Broers en susters, besef u vanmôre die premie wat God plaas op die vorming en die suiwerheid van ons geloof. God is meer geïnteresseerd, en dit is groot woord om dit te sê, maar hy is meer geïnteresseerd in jou karakter en jou vorming as wat hy is dat dit met jou in alle omstandighede sal goed gaan. Kom ek sê vir jou vanmôre, as dit met jou altyd goed gaan, is nie 'n goeie ding dat dit altyd met ons goed gaan nie. En soms laat die Here woestyne toe, want jy sien, in die stad waar al die karre ry en almal skree en al die stemme die hele tyd in ons ore skree, kan God nie ons aandag kry nie. God het nie nodig om te kompeteer met enige ander stem nie. En soms vat die Here ons in die woestyn in, want hy weet die woestyn is die enigste manier hoe hy met ons kan praat. Die woestyn is die enigste plek waar hy ons aandag kan kry. En dit is daar in die woestyn, wanneer hy ons aandag het, wat hy met ons indringend kan praat. En dis daar dikwels in daai woestyntye van ons lewens, wat ons hom ontdek en ontmoet op 'n baie dieper plek. Jakobus sê, ag dit louter vreugde. Is daar vanmôre iemand wat in 'n woestyn is? Ek wil vanmôre vir jou sê, wees bly oor die woestyn waarin jy is, want God is besig in jou lewe. Hy is besig om te werk. En hier's die mooi van hierdie verhaal vanmôre. Is dat God los ons nie in die woestyn nie. Ek besef vanmôre dat wanneer God jou voorberei vir groot dinge, sal die woestyn ervarings van jou lewe ook groot wees. En daarom moet jy vanmôre besef dat die Here in hierdie woestyn besig is om te werk en dat hy beloof het dat hy alles wat in jou lewe vandag gebeur, ten goeie sal dit meewerk, maar dit hang af van jou en my, hoe ons reageer in hierdie woestyntye van ons lewens. Waartoe gaan ons? Wat doen ons? Raak ons kwaad, raak ons ongelowig, raak ons verbitter, draai ons rug op die Here? Of rig ons skrede na die Here en sê, Here, ek weet in hierdie woestyn is U aan die werk met my. En ek weet U het ook beloof dat U iewers op hierdie woestynpad 'n weg gaan maak. Op 'n dag gaan daai draai kom vir jou. Op 'n dag gaan die fontein deurbreek. Op 'n dag gaan die groot pad voor jou oopvou en die Here gaan vir jou verlossing gee. Hoor wat sê die teks en daarmee sluit ek af.
Hoor wat sê hy? Hy sê, kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding, en hy self sal kom, en hy sal julle verlos. Ek wil ons met die oë sluit vir 'n oomblik, net daar waar jy sit vanmôre. Broers en susters, ek weet nie of jy vanmôre waar jy jouself bevind vanmôre nie. Ek weet nie of jy vanoggend in 'n woestyn is, hoe lank jou woestyntyd al daar is nie. Maar ek het duidelik in my gees ervaar, die Here sê vanmôre, ek moet vir jou sê wat in 'n woestyn is. Hy is aan die werk, al lyk dit nie vanmôre so nie. Hy is aan die werk vanmôre in jou lewe. Hy is besig om sy beeld in jou te vorm. En hy wil hê dat Christus se beeld in jou lewe na vore moet tree. Daar's groter werk wat hy deur jou wil doen. Groter werk as wat jy nou kan sien. Jy sal dit sien wanneer jy eendag terugkyk op jou lewenspad. Maar hy sê vir jou wat in die woestyn is vanmôre, hy sê moenie bevrees wees nie. Kom, sê die Here vanmôre, en hy sê laat hulle wie se hande slap hang van moedeloosheid weer moed skep. Laat die wat lam in die knieë geword het van vrees weer regop staan. Sê aan almal wat bang geword het, hou moed. Moenie bang wees nie. Vader, ons kom vanmôre na U toe, en dis wat ek in my hart ervaar het vanmôre. Is dat die Here vanmôre vir jou wat in daai woestyntydperk is, vir jou wat gebuk gaan onder omstandighede, dat ons die Here vanmôre saam gaan vertrou, dat die Heilige Gees vanmôre en ons omstandighede sal inbeweeg, dat die Heilige Gees vanmôre meer as omstandighede en ons harte sal inbeweeg, en dat ons vanmôre versterk sal word met die wete dat God in ons lewens aan die werk is. Meer as wat hy in ons omstandighede werk hy vanmôre in ons lewens. Hy is bewus van wat in jou lewe aangaan, en hy is ook besig om vir jou 'n weg te maak, sodat daar weer riviere sal vloei in jou lewe, sodat daar weer 'n nuwe seisoen sal aanbreek. Tot dan, sê die Here, wil ek hê dat julle op my sal wag, dat julle my teenwoordigheid sal soek, dat julle krag sal vind in my, en dat wanneer dinge moeilik raak en dit voel of dit jou oorweldig, dat jy sal terughardloop na die Here toe, want dis die plek waar ek en jy ons krag sal kry. En vanmôre sê die Here, dis wat ek wil hê vir my kerk. Ek wil hê julle moet, wanneer die krisisse kom en die storms en die woestyne, dat julle sal terugkom na my toe, want dis waar jou krag lê. Dis waar jy raad sal vind, dis waar jy leiding sal vind. En dat jy sal toelaat dat die Heilige Gees jou deur hierdie tyd van jou lewe lei. Kerk, ek wil vra dat ons vanmôre 'n bietjie op ons voete staan, almal van ons, met ons oë gesluit, met biddende harte, met harte wat hierdie woord oordink vanmôre, en ek gaan die orkes en vra om ook na vore te kom vir my. En ek wil jou vanmôre vra om jou hande uit te strek voor die Here, jou hart oop te maak vir hom. En sê, Here, ek is in hierdie woestyntyd, en ek weet die woord sê dat woestyne is tye in ons lewens wat U ons inlei. Dis weerlose tye. Dis tye wat ons gestroop is van soveel dinge. Jy voel dalk vanmôre ontbloot. Jy voel swak. Jy het nie krag nie. Maak nie saak wat jy probeer nie. Jy kom net nie uit hierdie ding uit nie. Die Here sê vanmôre, ek moet vir jou sê, sy krag word juis in daai swakheid volbring. As jy nie meer kan nie, jy het alles probeer. Jy het al die inspanning wat jy het ingesit,
dit draai nie, die gety draai nie. Die Here sê, my krag word in jou swakheid volbring. Ek is besig om jou te vorm, sê die Here. Ek sal nie vir 'n oomblik my hand van jou afhaal nie. Ek weet presies hoe lank om jou in die woestyn te los. Maar wanneer jy in die woestyn is dit nie straf nie, dis liefde wat dit doen. Dis my plan vir jou lewe, dat jy gelykvormig sal word aan die beeld van my seun. Dis met hierdie karakter wat ons die ewigheid sal ingaan, om die verdere plan van God in die toekoms uit te leef, hoe dit ook al mag lyk, en hoe lank dit ook al mag wees. Hy is besig om te werk in jou lewe op maniere en op 'n groter prentjie, as wat jy vanoggend kan sien en besef. En die Here sê, ek moet vir jou sê vanmôre, jy hoef dit nie te verstaan nie. Jy hoef dit nie nou te verstaan nie. Die Here herinner my aan Josef, toe hy daar in die put gegooi was. Hy die droom gehad het, was die uiteinde van dit wat voorgelê het, was dit nie naastenby binne in sy verwysingsraamwerk gewees nie. Toe hy daar onregverdiglik behandel was in die tronk in Egipte. Die woestyntyd van sy lewe was God besig om die volk van Israel te posisioneer. Was God besig om voorsiening los te breek. Dit het tyd gevat. In Josef se lewe en in die volk se lewe. En ek wil vanmôre vir jou sê, en die Here sê dit sal resoneer in iemand se hart. Die Here sê, moenie kyk na die woestyn en jou eie besluite neem voordat ek nie vir jou die rigting gewys het nie. Hier's vanmôre mense wat besef hulle is in die woestyn. En jy wou sekere dinge gedoen het, maar die Here sê die woestyntydperk gaan ophou. I'm forming my character in you. I'm teaching you to trust me even deeper. Daar's 'n groter skat wat ek wil hê jy moet vind en ontsluit as al die rykdom van hierdie wêreld. Dis 'n intieme, afhanklike verhouding met jou, sodat jy standvastig sal leef. Maak nie saak of die storms kom nie, maak nie saak of krisisse jou lewe tref nie, dat jy met 'n bestendigheid van geloof sal loop, omdat jy weet wie God is. Omdat jy weet wat hy kan doen. En hy is bereid, steeds bereid om dit ook vir jou te doen. So ek wil jou vra vanmôre, ek gaan soos die Gees my lei, wil jy nie vanoggend jou hande ophef na die Here toe nie. Die Here het vir my Jesaja 40 gegee. Aan die einde van hierdie boodskap, die Here sê ek moet dit vir julle lees, ek moet julle herinner daaraan. Israel, dis jy vanmôre. Hy sê, weet jy dit nie vanmôre of het jy dit nie gehoor nie, het jy vergeet wie ek is, sê die Here. Ek is God. Ek is die ewige God, ek is die skepper van die eindes van die aarde. En ek sê die Here, word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van my verstand nie. Hy sê vanmôre, hy gee die vermoeide krag. Hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Jong mense, hulle word ook moeg. Hulle word ook mat en die jong manne struikel selfs. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Ek wil hê jy moet vasgryp in dit vanmôre. Maar die wat op die Here wag. Jy's in die woestyn vanmôre. Die Here sê, ek moet vir jou sê, jy gaan nog vir 'n rukkie in die woestyn bly, want God is besig om te werk. Hy sê, maar in die woestyn, I want you to wait upon me. In my presence. In my presence you will receive the strength that is needed to finish the season of your life. In sy teenwoordigheid. Die wat op die Here wag. Kerk, kom. Daar waar jy staan, let us wait upon the Lord.
Ek vra, kom ons begin vanmôre te bid en met hom te praat. Ons bid Heilige Gees. Kom en beweeg vanmôre in lewens in, Here. Hulle wat moeg geword het. Hulle wat bevrees is oor die dag van môre. O, die Here sê, ek weet presies hoe lank om jou in die woestyn te los. En my hand is op jou, ek sal nie toelaat dat jy bokant jou kragte versoek word nie. Maar ek sal saam met elke beproewing, met elke seisoen waarvan ek in beheer is, ek is soewerein, sê die Here, ek het jou in die holte van my hand. Elke dag van jou lewe het ek vooruit geken. Ek weet presies wat in die toekoms van jou lewe lê. Ek is groter as jou omstandighede. Ek is groter as die swakheid wat jy vanmôre beleef. O, ek voel in my gees, die Here maak my bewus vanmôre van mense wat by die einde van hulle eie pogings en hulle eie vermoë gekom het. Die Here sê jy voel swak en weerloos. Hy sê it's a season of grace. Jy beleef dit as 'n woestyn. Die Here sê, no, listen. It is not what it seems to be. It is actually the season of my grace extended towards your life, because in this season I am allowing you to grow deeper, stronger. I'm preparing you, says the Lord. I'm helping you, says the Lord, because I love you and I will take you through this. You will come out in the end. You will come out stronger. Die Here sê, moenie vanmôre opgee nie. Moenie vanmôre gryp na die arm van die vlees nie. O, ek voel dit in my gees. Iemand moet dit hoor vanmôre. Die Here sê, you wait upon me. You wait upon me in my presence. I will encounter you. Die Here sê, wanneer jy by die einde gekom het en jy sê, ek kan nie verder gaan nie. Die Here sê, dis daar by die einde van jou krag, by die einde van jou vermoë, wat ek 'n wonderwerk in jou lewe sal doen. That's the turning point, says the Lord, when you are totally dependent on me and you have nothing else to stand on. En die Here sê, ek sal nie almal daarna toe vat nie, na daardie uiterste plek nie, want ek loop 'n pad met elkeen van julle. Ek weet net hoe lank om jou in die woestyn te los. Ek is besig in jou lewe, sê die Here. O, kom ons bid. Kom ons aanbid hom net. We wait upon you, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit. Ons bid, Gees van God, dat U vanmôre vaardig sal word oor elke persoon in hierdie plek. Ek bid vanmôre dat U krag vanmôre opnuut sal uitstort en ons sluit in harte en in mense wat wil opgee. Die Here sê, versterk daai slaphande. Ek staan gereed om op die regte tyd die strome weer te laat vloei in jou lewe. When you're ready, says the Lord, the flowers will start to bloom. Wanneer jy gereed is, sê die Here, sal die strome weer begin vloei. Wanneer jy gereed is, sê die Here, gaan ek jou vat na 'n hoër plek toe, na 'n dieper plek toe, van afhanklikheid, maar ook van krag en gebruik in my koninkryk. O, dankie Here, dankie Here. Ons loof U naam.